alle my viewers, skus man, hier is nou tweede sessie, want ek weet ek het 'n interessante ding ervaar nou, maar ek is bezig om te kyk na 'n ander ou, wat in besigheid met prediker is, het praat oor besigheid en so meer, en hoe jou besigheid moet instel op God se woord, maar baie interessant en ek moet opstel, maar ek gaan nou eers vir iets doen. Nou ek het vir julle genoem van, ek skei wara, né? En dit is, ek moet ook al sê, hierdie gedeelte hierso, dis waar my verslawing ingekom het, en ek is eerlik, ek het 'n verslawing, maar ek gaan nou vir julle sê, wat is dit? Maar ek het in my vorige huwelik, ek het nie 'n tweede huwelik nie, maar die ek het 'n probleem gehad vir my wat rook, ek het baie gerook, verskriklik baie. Jy weet, ek het in die groot maatskappy gewerk, die ergste vir my was, as ek oor 'n trip was, en ek is op 'n vliegtuig, so pad Amerika toe, of wat ook al, dan mag jy nie rook nie, jy weet, dan moet jy nie, dit is 'n sigaret rook, en rook is 'n verskriklike verslawing, dit is 'n vieslike verslawing, dit maak jou net siek, dit verwoes jou, maar in elk geval, maar sy het altyd my gekla, ek moet ophou rook, en ek het alles getraai, daai vapes en die pille wat jy drink, en party van daai, jy kry Chappies, of wat ook al, jy sê dan, jy moet nikotine kry, jy moet dit inkry, maar ek het dit nie gemaak so nie, ek het toe ongerook, en ja wel, maar ek het opgehou rook, dit is al 6, 7, 8 jaar op wat ook al terug, maar hoe het ek opgehou rook? Ek het eendag sy het verskriklik gekla weer, en sy gaan my los, en ag, haar verskonings is 'n ou storie. Ja. En ek kan verstaan, nee, ek kan nie, maar in elk geval, die punt wat ek wil maak is, en ek het die een dag in die kar geklim, en ek gery, en ek het vir Here gesê, Vader, help vir my, ek moet ophou rook. Hoe gaan ek ophou rook? Want obviously, ek weet ek moet dit doen vir my gesondheid, en ek moet dit doen vir my huwelik, maar hoe doen ek dit? En weet jy wat, ek het een ding gedoen, en ek sê nou vir jou, as jy 'n roker is, of 'n drinker, of wat ook al, wat jy ook al doen, wat nie reg is nie, hoe hou jy op? Praat met God. Ek het God, daai dag, toe ek in daai kar gesit het gery, toe ek gesê, God, ek beloof jou, ek sal nooit weer rook nie, nooit weer nie. En my beginsel met dit was eenvoudig. Ek het God beloof, ek sal nooit weer rook nie. En in 7, 8 jaar het nog nooit weer gerook nie. Mense kan om my rook, ek worry nie, ek wil nie eens gered hê nie. Want ek het 'n belofte gemaak aan God, want my argument is, ek wil nie God moet sy belofte wat hy vir my gee as mens, breek nie. So dis 'n bietjie raad, wat dit dan betref. So as jy 'n verslawing het aan iets, praat met God. Ek het God beloof, en ek het nog nooit weer gerook nie. En baie mense sê my, Jessie, hoe het jy dit gedoen? Eenvoudig, die belofte gemaak aan God. Maar daai belofte sal ek nooit breek nie. Maar die punt wat ek nou op hierdie ding, die volgende gedeelte is, dit is in Lukas 16, vers 10. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die grote getrou. En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die grote onregverdig. Nou, op hierdie punt, ek het alles gehad in my lewe. Ek het my 1 miljoen of 2 jaar gemaak, en huise, glasstoetjies. Maar, was ek getrou gewees by die geld wat die Here vir my gegee het? Nee. Is ek getrou op die minste? Wel, op hierdie stadium lewe ek nou op die minste. Maar ek worry nie, want die Here voorsien. Want God het beloof, hy voorsien elke dag na my. So, hier is 'n baie, Lukas 16, vers 10 en 11. As julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? En as julle nie getrou was in 'n ander se goed nie, wie sal aan julle eie gee? Geen huisknegt kan 2 here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. En ek dink daai gedeelte daar, wil ek ook 'n punt op wys. Ek het my ex, sy is erg oor geld, want sy het 'n fantastiese lewe gehad, wat geld aan betref, toe ek 150 plus
R150.000 'n maand plus verdien het, en huise gehad het, en sy het alles gehad wat sy wil gehad het. Maar toe my besigheid wat nie gemaak het nie, en ons kom in Bloemfontein, en wat het gebeur? Geld het weggehaal. Hy het begin sukkel met inkomste, en. En wat daar gebeur het is, mammon. En ek het 'n paar keer vir haar dit gesê, hou op worry oor geld. Die Here voorsien. En weet jy wat, dan was altyd 'n groot fight. Maar aan die einde van die dag, wat God daar sê in Lukas 16 vers 10 is, kyk na die minste. So daai bietjie wat jy kry, kyk na dit. As jy vir jou baas werk, kyk na sy eiendom. Wees betroubaar met die minste, want dan sê jy die meeste kry weer. So ek wil net dit vir julle genoem het. So, share hierdie, want die rookgedeelte, ek is wel ernstig oor dit, verstaan my. Ja, want ek het nog steeds 'n verslawing, maar ek het 'n verslawing aan snack. Ek hou van snack. Met my gesondheid, ek meen mense, ek het 150 kg geweg in my lewe, ek weeg nou 89, of so iets. Nou, hoekom? Want ek het soos 'n vark gelewe, ek het gedrink en ek het groot gegaan met alles. Maar die Here het vir my, die Here sal my nie siek gemaak het nie, maar die Here het my, ek het 'n geleentheid gekry in my lewe om beter te lewe. So al wat ek vir julle sê vandag, dit is my volgende klip gewees, share hierdie, die rookgedeelte, hou op rook. As jy sukkel, moenie die drugs gebruik nie. Praat met God, beloof God, jy sal dit nooit weer doen nie. En ek beloof vir jou, jy sal nie weer nie, want jy wil nie God se belofte met jou verbreek. Jy imagine net, jy gaan daar staan voor God en dan gesê, Vader, U het gesê, en hy sê, nee, ek het die belofte gebreek. Hy sal mos nou nie doen nie. Hoe sal jy dit doen? So dink mooi oor jou verhouding met God, en hou op rook, hou op drink, hou op met die pornografie, hou op met al die bad stuff. Okay, jy moet 'n lieflike, wonderlike dag hê, en share hierdie. Ek soek ten minste, wat Konrad is, soek ten minste 1000, 2000 views op hierdie videoklip. Want ek weet, dit kan 1000, 2000 mense wys, hoe jy kan ophou rook sonder om drugs te gebruik, sonder om pille te drink en vape en al daai gemors. Jy kan ophou rook, beloof God, jy hou op rook. En dis dit. Cheers julle.